Dis my altyd 'n gevoel wat my baie lekker warm om die hart maak om hier by Sibanye te kom rugby uitsaai en by my vriend. Ek mag hom my vriend noem. Dis 'n verhouding wat gegroei het so saam met die rugby. Joel Sherman. Joel, jy het 'n geweldige suksesvolle seisoen agter die rug. Daar was uitdagings. Wat moes julle oorbrug het en oorkom het om op hierdie stadium van die seisoen te kan staan en te sê manne, ons is amper daar. Ja, het sê wat gebeur het ook, ons in die begin van die jaar het ons in die Superliga gespeel van die Bulle, wat baie goed was, 'n baie goeie blootstelling vir ons gegee het en wat die spelers ontwikkel het, maar ook in daai is taaf en ons het 'n paar beserings opgetel daarso, so toe kom die challenges veral voor met vaskoppe. Dit is baie moeilik en in slot om te vervang, maar dit kom losare terug, die spelers kom weer terug. Ons is besig om te bereik waar ons gaan, ons werk na 'n punt toe. Ons bring hulle stadig in, gelukkig die diepte in die klub is nou daar, sodat die belangstelling van buite af is groot vir spelers om hier by ons te wees. En dit is 'n samekoms van baie dinge, met die coaches saam, met die bestuur saam wat saam met ons werk, die borgers natuurlik wat saam is. So daai challenge wat daar is geïdentifiseer en ons is besig om hulle in plek in te sit om dit te oorkom en ek glo dit sal nog baie goed gaan vorentoe. Julle is nou een van min klubs wat voordeel daaruit kon trek om eintlik in 2 provinsies daardie blootstelling te kry. Het sy dit nou by die Bulle en hier by die Luiperds is. Die Gold Cup lê voor. Wat is julle spesifieke visie daarvoor? Ja, gelukkig wat jy nou sê, ons het by die Bulle gespeel in die begin van die jaar by die Superliga en dan nou is dit die Luiperds en nou begin die Presidentbeker van is ook by wat welkom Rovers by is. So die Griffins kom ek in, so ons kry daai bietjie blootstelling ook daarby van hulle af. En dan vir die Gold Cup, ek bedoel ons wil regtig kyk, ons wil die eerste 2 jaar wat ons deelgeneem het, nog 'n jong klub, het ons net die eerste ronde gehad. Ons wil ten minste nou kyk hier by die 3de, 4de ronde kom, ons wil kyk hoe ver ons gaan. Ek glo ons kan. En nee, die doelwit is die groot ding is jaar 5 en dit is volgende jaar. Maar ons is daar. Ek glo ons is 80% waar ons wil wees. Dit gaan nou net om smart te bestuur en smart te speel op die veld. Die spelers is hier en die bestuur is hier en die coaches is hier. Jou hand word baie gesterk deurdat jy 'n man van die statuur van Len Massyn ingetrek het en hom betrokke gekry het. Hoe belangrik is dit vir julle om daai tipe speler hier te hê as afrigter waarna hierdie jonger manne kan opkyk en vir wie hulle ook groot respek het? Yes, ja, kyk, Len is 'n groot aanwinst vir ons. Ek bedoel hy het nou die dag nog gespeel in Frankryk. Jammer vir die besering. Ek dink natuurlik hy moes nasionaal gespeel het. Hy het kwaliteite en hy bring baie terug en reg soos jy sê, dat die spelers, hy is nog jonk, hy is 28. So van die spelers is ouer as hy. So hulle almal ken hom en hulle het respek en hulle die respek wat hy gespeel het. Hy het nie baie gepraat op die veld nie, maar hy het respek afgedwing met sy spel. So dit bring ons nou oefening toe met hom wat hier so is en dan Sissel die Mond wat hier so is, Jakob Botha wat hier so is en dan die ander coach Janiel met hulle ervaring en dan by die juniors onder 20s ook en dan Lendile by die vroue. Ons is 'n lekker span in 'n groep bymekaar en daai trek ons baie vorentoe. Al julle spanne het 'n goeie mate van sukses behaal. En ek wil sê dit smeer van die een span aan die ander span af. Ja, nee, verseker. En dan nou ons onder 20 speel nou hierdie jaar weer die 2de jaar by die Bulle. Verlede jaar het hulle in die Shield gespeel, nou speel hulle in die Cup. Die Cup is moeilik. Daar vat jy vir Tikkies aan en van Naka en vir RTI, die Travel Rugby Academy en Queens is daar. So hulle leer. Ons lê daar, so ek dink op oomblik lê ons 5de, 6de uit wat 11 spanne uit, so dit is nie sleg nie. Vir hulle eerste jaar om te leer daar nou daai laities wat obviously met daai talent wat deurkom weer na ons aan die seniors toe is uitstekend. En met die vroue ook. Die vroue het vroue rugby is heeltemal vreemd en snaaks, anderste vir my, maar dit bring ook 'n ander dimensie na die klub toe en na die gemeenskap uit. En dan speel alles af op die tweede en die eerste span. So ons is op 'n baie lekker plek en ons vat energie van mekaar af. Dis 'n belangrike ding. Dis daai 120 spanne van julle wat julle nou ontwikkel. Jy noem die name van Naka en van die Northern Rhinos. Dit is manne wat nou ontwikkel word en wat as seniors dalk die klub na dieselfde vlak toe kan vat. Dis amper nou daardie middel tot langtermyn visie dink ek. Ja, maar ek dink as jy jou eie spelers van onder 20, nou daai tyd, jare terug toe ek by Impala was ook en ek en Werner Lessing in die juniors gecoach daar. Toe Impala hulle 3de liga, 3de Gold Cup gewen het, was daar 8 of 9 onder 20s wat daar uitgekom, alhoewel hulle toe al 26, 27 jaar oud was. Joe Engelberg, hulle ken 'n paar, Stefan Kreer, as klomp Ollie hulle. Maar nou, en dit is wat ons hier wil hê, want hy ken nou die tradisie, hy ken die klub, hy weet waarvoor hy speel en dit is belangrik as wat jy iemand van buite afbring. Kyk, buitebloed is altyd goed, maar jy moet jou eie huis breed, moet jy opvat boontoe.
'n laaste vraagie meer op persoonlike vlak. Jy is 'n pa, jy's 'n oupa, daar's klein kindertjies wat hier om jou bene hardloop. Hoe balanseer jy daardie persoonlike gesinslewe met 'n veeleisende program hier by die klub? Ja, kyk, hierdie is veel uit, soos ek nou sê, dis onder 20, dis die vroue, dis die senior spanne. So ons is besig hierso en maar daai kleintjies dit is 'n groot blessing. Dit vat jou aandag weer heeltemal weg as ek by hulle is, as ek terugkom as ek vars en hulle maak jou moeg, jy speel lekker met hulle. So klein Julie en maar klein Regartjie is besig en my klein mevrou wêreldjie, Manetjie. Sy is pragtig, sy het net begin loop ook, so dit is nice. En dan my dogter uitstekend, my skoonseun uitstekend, Wian Jordaan en dan my seun jy weet met die kanker, dit gaan nog goed. So ons glo dit sal goed gaan met almal. Baie dankie vir jou tyd. Weereens baie dankie. Jy is een van die groot ou strydоsse wat nog steeds betrokke is en wat die tyd en die moeite en die ure en geld uit jou eie sak uit ook. Dis maar deel van hierdie sport en sy beserings. Weereens baie dankie vir daardie bydrae. Sterkte vorentoe, Joel. Dankie vir jou, né? Dankie baie.